U bly saam met my na Psalm 126 en vir die afgelope paar Sondae het ek met u gepraat oor die verskillende krone wat ons kry en dat Jesus hierdie woorde gesê het in Openbaring 22 vers 12, 3 maal in die laaste hoofstuk van die Bybel kom hierdie woorde voor, kyk ek kom. Is jy gereed vir Jesus se koms? Ek wonder as Jesus in hierdie oomblikke moet kom of hy sal saamgaan. Kyk ek kom, in vers 7 sê hy dit, kyk ek kom. En dan in vers 12, dan sê hy die rede hoekom hy kom, en hy sê, kyk ek kom en my loon is by my, om elke een te vergeld. En daai loon wat by hom is daardie beloning vir kinders van die Here. Jy gaan beloon word as jy iets vir die Here Jesus hier op aarde gedoen het. Doen jy iets vir Jesus? Ons het so baie tyd om vir Farao, jy ken vir Farao. Eksodus 2, Farao staan bo. En hy sê, maak meer bakstene en ons maak meer bakstene. En hy sê, ons moet harder werk en ons werk al hoe harder. Met minder mense, dis die tyd waarin ons bevind. Ek hoor dominee, iemand sê vir my, dominee, jy kan maklik praat, maar ons moet brood op die tafel hê, so ons moet ons kan bring. Ek lewe in presies dieselfde tyd waarin jy jouself bevind. Maar ek wil vanmôre vir u sê, en ek wil hê u moet mooi hoor wat ek vir u sê, net wat gedoen is vir Jesus, gaan bly staan. Net wat ek en jy gaan doen vir Jesus, hier op aarde. Markus 7 sê, wat baat dit die mens, dat hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly. Wat baat dit die mens, dat hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly. Laat ek vir u dit vertel. Ek verstom my, as ek sien die moeite wat mense doen. Nou, moet nou nie hier uitgaan vanmôre en sê, ek het jou iets te sê teen Nampo nie. Ek wil nie, jy moet my illustrasie hoor. As ek dink, moeite wat mense doen, en hoe ver mense ry, om Nampo by te woon. Hulle sê, daar is tot gemiddeld 20 tot 25.000 mense per dag. Nou ek ken iemand, hy het die Woensdag gegaan, en hy het die Woensdag nag gery, vroeg die oggend, om 8 uur in te kom. En toe hy daar kom, sê hy, toe sluit hy aan in 'n ry van motors, van tussen 7 tot 8 kilometer ver. Hy het eers 11:15 die hekke binne gegaan. Ek sê vir myself, wat maak? Ek sê vir hom, sê vir my, wat was jou dryfveer om bereid te wees, jy ry so vroeg in die môre, jy kom daar en dis 'n skok voor jou staan 7 tot 8 kilometer, staan die karre daar. Hy sê, ek wil gaan kyk wat is die beste metodes wat gebruik word, sodat my produk op die ou einde ook die beste kan wees. Wat sal mense nie doen as dit by aardse dinge kom nie, nê? By materiële dinge. Wat doen ek en jy vir Jesus? Sondagmôre as ek so moeg, dominee, jy verstaan nie. Het 'n harde week gehad. Kan ek vir u sê, die persoon van wie ek praat, het nie uit Kimberley uit gery nie. Hy het 650 kilometer gery van sy plaas af. Botawil toe te ry, om daar 7 kilometer, is die moeite wat hy doen. Wat doen ek en jy? Vir Jesus. Wat doen ons? Hoor gou mooi. Net wat gedoen is vir Jesus, gaan op die ou einde van die dag. Ja. Kyk, my loon is by my, sê Jesus. My loon. Ek sien in my geestesoog, hy het 'n sak hier by hom, ek praat maar as jy kan verstaan, kan ek raadstaal. Hy het 'n sak hier by hom, vol belonings. Hy gaan my beloon. En daar is krone wat hy gaan uitdeel. My naam moet op daai lys wees en ek het aangedring elke Sondag met elke kroon wat ek vir jou gesê het. Jy moet sorg dat jou naam op daai lys is. Die kroon van die lewe, die herderskroon en die kroon wat hy gaan uitgee, hoor gemooi, sy naam is die sielewennerskroon. Die sielewennerskroon.
Ek het verlede Sondag vir u gesê, ek kan vir u vandag met u praat oor, hoe lei 'n mens iemand na die Here Jesus toe? Wat is die kwalifikasies van 'n sielewenner? Dominee, dis daarom die dominee se werk, hy kry dan met betaling daarvoor, om met mense te praat oor die Here Jesus. Hoor gemooi, kan ek vir u sê, dis elke kind van die Here. Hoor, wat was Jesus se opdrag? Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Ek wil jou vanmôre konfronteer aan die begin van hierdie diens. Meneer sê vir my, mevrou, het jy al iemand na Jesus toe gelei? Het jy al die voorreg gehad om saam met iemand te kniel? En daar die persoon, het jy die voorreg om deur God gebruik te word as 'n instrument. En die Here gebruik jou, die Heilige Gees gebruik jou, en jy maak die weg van saligheid vir daardie persoon. Vriende, daardie persoon wat besef dat hy is 'n sondaar, daardie persoon wat besef hy is 'n verlore sondaar, hy is op pad hel toe, en hy besef hy het 'n redder nodig, en God die Heilige Gees gebruik jou, en jy lees vir my teksverse en jy sien hoe breek hierdie waarheid vir hom deur. En hy kom daar waar hy Jesus aanneem as sy persoonlike verlosser. Het jy al daai voorreg gehad? Het jy dit al gedoen vir Jesus? Miskien sit jy vanmôre hier met 'n begeerte in jou hart. Jy sê, Johan, elke Sondag as jy oor hierdie dinge praat, dan as ek net weet hoe. Ek wil vanmôre die hoe vir jou wys. Ek wil die hoe vir jou wys uit God se woord. Wat is die voorwaardes? Wat is die vereistes? Wat is die kwalifikasies? Maar kom ons lees net 'n paar verse, en ek lees vir jou daar uit Psalm 126. Baie keer dan vergeet ek om die woord te lees, my hart is so vol. En daar is 2 gedeeltes wat ek lees. Hoor wat sê Dawid as hy hierdie woorde sê, hy sê, Psalm 126, hy sê, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Hoor gou mooi, vriende, wanneer God 'n mens se lewe verander, wanneer jy dit sien, hy snap hierdie waarheid, en daai persoon besef, weet jy wat, ek is 'n sondaar, as ek nou sterwe, dan maak ek my oë in 'n swaalbrand hel oop, en hy snap dit, en hy bely sy sonde voor die Here, en jy sien daar is 'n verandering. Jy sien 2 Korintiërs 5 vers 19 sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, hy sê, kyk, alles het nuut geword. Dis die teken van iemand wat weergebore is, nie iemand wat net sy lewe vir die Here gegee het nie. Daar's baie mense wat Jesus gebruik as 'n noodwiel, en hy doen 'n gebed. Hoor gou mooi, die manier hoe jy sal weet, die kenmerk wat jy sal sien in daai man en daai vrou se lewe, dat hulle waarlik Jesus ontmoet het. Hoor gou mooi, sy of haar lewe sal verander het. Die vloeker het ophou vloek. Die drinker het ophou drink. Die vuil persoon het ophou, hy het klaar gemaak. Kyk, alles het nuut geword wanneer die Here jou lewe verander het. Het die Here jou lewe verander? Jy sien, jy kan nie aangaan op hierdie pad as jy Jesus ontmoet het nie. Hy sê, ek was bly toe ek die verandering sien. Hoor gou mooi. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Groot dinge, vriende. Kan ek ooit die woordjie weergeboorte verduidelik? Ek kan nie. Die Bybel sê net, dis God se werk. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, sê Johannes 3. Maar wanneer God 'n mens, wanneer 'n persoon tot weergebore word, het God vir jou groot ding gedoen. Wanneer jy Jesus gevind het as jou persoonlike verlosser en saligmaker, het God vir jou groot dinge gedoen. Groot dinge. Moet dit nooit ligtelik opneem, dit is 'n groot werk. Wedergeboorte is 'n groot werk. Dan sê hierdie persoon, die Here, vers 3, het groot dinge aan ons gedoen. Hy herhaal dit, hy sê, ons was bly. Jy sien blydskap op iemand se gesig. Jy sien dit. Ek onthou, so rukkie gelede het ek 'n reeks gedoen daar in Bloemfontein. En ek maak 'n uitnodiging nog, ek was nog besig om 'n uitnodiging te maak, toe kom 'n eerstejaars student so afgestap in die paadjie.
Ou meisiekie en sy kom kniel daar. Ek wil nog. Dis wat ons opgelei is om te doen, om haar te help, riglyne te gee, om by die Here Jesus uit te kom. Sy sê, kan ons saam bid? Want jy sien, toe die woord gekom het, was die oortuiging van die Heilige Gees al reeds daar. Jy sien die oortuiging van die Heilige Gees, hy oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel. Hy oortuig, hy doen oortuigingswerk. Die beskuldigende leenstem is so, hy beskuldig, nee, maar die Heilige Gees oortuig. En daai jong meisie word in daai stoel, kom sy onder diepe sonde oortuiging. Ek sê vir ons kan saam bid, weet jy wat om te bid? En ek hou my oor toe en sy begin bid. Is net, hoor gemooi, dis net die Heilige Gees wat iemand so kan lei om te bid, wat geen agtergrond het nie. Maar wat sê Jesus vir Petrus in Matteus 16 vers 16? Hy sê, wie sê julle is ek? Hulle sê Petrus sê, die disipel sê, eers Elia, en daai sê, hulle sê eers so, en Petrus gaan staan, hy sê hierdie woorde, U is die seun van die lewende God, en Jesus sê, Petrus, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Hoor gemooi. Met daar die ou meisiekie bid, dus dit God die Heilige Gees wat deur haar bid. Ek gryp my kop so vas, ek dink, is dit moontlik dat hierdie kind soveel vrymoedigheid kan hê om sonde so by die naam te noem, om te sê, Here God, ek wil breek. Want sonde gaan my verwoes. En sy vat God op haar woord, op sy woord, en sy sê, Here, ek kom vanmôre na die bloed toe, ek kom na die kruis toe, en ek kom vra vir U om my te vergewe. Hoor gemooi. Daai kind amen sê, toe sien ek dit op haar gesig. Jy sien, daar's 'n blydskap wat deurkom. Die lig het vir hierdie kind deurgebreek. Die laaste aand van daai reeks, toe kom sy met soveel dankbaarheid. Sy kom daar by die kerk aan en sy het so foil houertjie in haar hand, iets wat met foil toegedraai is. Sy sê, oom, ek hoor oom gaan vanaand terug Kimberley toe. Ek sê, ja. Sy sê, ek wil net dankie kom sê, ek het vandag piesangbroodjie gebak, om vir hom 'n stukkie te gee vir die pad. Dit ook dankie te sê. Ek wil dankie kom sê. Jy sien die blydskap. Ons was bly, sê Dawid. Want die Here het aan ons groot dinge gedoen. Weekliks stuur sy vir my boodskap, dominee, ek wil net vir jou sê, ek loop die pad. Hoor gemooi, het jy dit al gesmaak? Hoor wat hier se kenmerk. Hy sê, vers 6, hy loop altyd aldeur en ween en dra die saadkoring. Sien jy hierdie man? Hy loop, hy sit nie in die kantoor en hy wag. Hy loop altyd deur en hy saai. Wat beteken dit? Sien, wanneer ek 'n sielerwenner is, dan saai ek die saad. Ek praat met iemand oor Jesus. Ek konfronteer hom met Jesus. In Matteus 4 vers 19 kom Jesus en hy roep sy disippels en hy sê vir hulle hierdie woorde, hoor gemooi. En miskien is dit vanmôre jou argument ook om te sê, ag weet jy wat, ek volg Jesus. Hoor hierdie woorde, kyk of jy dit raak sien. Jesus sê, kom agter my aan en ek sal. As jy altyd die woordjie, jy sal altyd die woordjie ek sien, as jy die woordjie sal sien. Sal in daai konteks beteken God maak en gee 'n waarborg. Kom agter my aan en ek waarborg jou, ek sal van jou 'n visser van mense maak. Jy vat 'n rooi pen, jy omkring die woordjie ek sal, jy omkring die woordjie maak. Wat beteken maak? Jy is dit nie, ek was dit nie. Maar hy sê, volg my. Hy het nie net gesê, volg my nie. Hy het nie net gesê, kom agter my aan nie. Daar's 'n A-gedeelte en daar's 'n B-gedeelte. En hy sê, en ek maak. Ek sal julle vissers van, hy sê dit vir vissermanne. Hy sê, jy ken van visvang. Jy dink, jy weet hoe om die hoek uit te gooi. Jy weet hoe om daai net te laat sak. Jy weet wat se aas om te gebruik. Hy sê, kom agter my en hy sê, ek maak van jou 'n
visser van mense. Is dit nie wonderlik nie? Meneer, ek wil jou die vraag vra, want ek wil met jou oor 5D's praat. 5D's, as dit by die vereistes kom. Andrew Murray, ek het verlede Sondag dit vir die vertel, hy het gesê, Dr. Andrew Murray was die persoon wat die Here gebruik het met 'n groot herlewing in Wellington. En hy het 'n paar sommetjies gemaak en hy het hierdie woorde gesê, as daar slegs net een Christen in die wêreld was, net een mens. En net daardie een persoon het in 'n jaar een ander persoon vir Jesus gewen. En hy maak van daai persoon 'n kind van God. Ons noem dit 'n bekeerling. En daai bekeerling vat weer een, hy, A, het nou vir B gewen, A vat nog een en B vat nog een en hy lei hom na die Here toe, as dit 4, hy sê binne 31 jaar sou die wêreld geëvangeliseer gewees het. Ons is in die jaar 2025. En ons sit met 'n wêreld wat op pad is hel toe, sonder hoop en sonder God. Dr. R.R. Torrey het hierdie woorde gesê, hoe durf jy? Hoe durf jy jou 'n volgeling van Jesus Christus noem, as jy nie siele soek, of wen, of immers hard probeer het. In jou leeftyd van 70 jaar of 80 jaar, soos wat die psalme sê, hard probeer, immers net iets gedoen het, om met iemand te praat oor Jesus. Hoe durf jy, meneer, mevrou, jong meisie, jong man, liewe lidmaat, besoeker vanmôre, hoe durf jy jou 'n volgeling van Jesus noem? Kom ek sê vanmôre vir jou, ons sit vandag in ons wêreld met geheime Christene, geheime volgelinge van Jesus. So bang my buurman moet uitvind, so bang my buurvrou, so bang my vriendin moet uitvind, ek is 'n volgeling van Jesus. Hoe durf jy jou 'n volgeling van Jesus noem? As jy in jou lewe nog nooit met iemand oor Jesus gepraat het nie. Hoe word ek 'n sielewenner? Ek is so bang ek vergeet dit. Ek het hier 'n nota voor my. En ek wil vanmôre hierdie gemeente uitdaag. Jy moet my uitdaging vat, ernstig opvat. Want ek is ernstig oor siele. Ek weet, ek gaan eendag voor die Here staan en iemand se bloed is op my hande. Daarom praat ek met elke persoon wat my pad kruis. Ek probeer 'n aanknopingspunt soek om met hom of haar oor Jesus te praat. Want daai persoon wat my pad kruis, sy bloed, haar bloed is op my hande en God gaan hulle bloed van my hande af eis. Ek wil vanmôre uitnodiging in hierdie gemeente rig en ek is baie ernstig as ek dit vanmôre vir jou sê. As jy belas is met iemand en jy het nie die moed om met haar of hom oor die Here Jesus te praat nie, al wat jy doen, maak met hom of haar 'n afspraak en nooi my en dan gaan ek saam met jou om met hom of haar oor Jesus te praat. Ek wil jou die geleentheid gee. Ek wil hê jy moet kan smaak wat dit is. Ek wil vir jou kan wys hoe ryp is die wit oeslande daar buite. Maar jy moet saam met my gaan. Jy stuur my nie alleen nie. Jy maak die afspraak, jy bel my en jy sê van Johan, kom saam met my. Ek wil saam met jou gaan. Ek is belas met my maat. Ek is belas met daai vriendin. Ek is belas met daai familie dat ek verseker, ek gee jou 100% versekering, ek sal tyd maak. Ek wil tyd maak. Maar dan moet jy saam met my gaan. Is dit die deal? Is dit die deal? Nou kyk ons hoe ernstig is ons gemeente regtig oor verlore siele. Dan kyk ons hoe ernstig is ons as dit by familie kom, wat op pad is hel toe sonder hoop en sonder God. Dan kyk ons hoe belangrik is ons vriendekring vir ons. Ek wonder of jy al ooit met jou vriende gepraat het. Enigstens oor die Here Jesus. Sielewenning. As dit kom by sielewenning, het Jesus nooit 'n sekere vereiste of hy het nooit
oor sekere bekwaamheid gepraat en gesê, jy moet een of ander graad hê, of jy moet aan sekere, daar's 5 D's wat ek vir jou gaan noem. Jy sien, wanneer dit kom by 'n verpleegster, dan bekwaam sy haar daarom in daai rigting dat sy daarom bruikbaar kan wees in daardie rigting, of 'n sekere onderwyser of onderwyseres sê, ek wil dit graag doen, dit moet my roeping eendag wees, ek wil dit vir wil graag met kindertjies werk, dan gaan hulle vir 4 of 5 of 6 jaar, gaan hulle universiteit toe, en dan gaan bekwaam hulle kry 'n graad of iets daarna, en dan kwalifiseer hulle om 'n verpleegster of 'n onderwyser te wees. Maar weet jy, wanneer dit kom by sielewenning, dan is die heel eerste vereiste wat die Here daar stel, om 'n kandidaat te wees. Here Jesus, ek is nou 'n volgeling van Jesus, maar ek kom stel myself tot u beskikking. Ek wil hoor wat vanmôre Matteus 4 vers 19 sê. Ek wil u volg. Maar u moet van my, hoor mooi, u moet van my 'n visser van mense maak. 'n visser van mense. Want u gaan my leermeester wees. U het gesê, ek moet net by u volg. Ek sal by u kan leer, hoe is dit om 'n visser van mense te wees? Is dit nie wonderlik nie? Ek leer by die beste. Nêrens in die hele skrif vind ek enige akademiese vereistes wat Jesus stel nie. Hy vra ook nie vir welsprekende mense nie, hy vra ook nie vir talentvolle mense nie. Hy sê nie, jy moet aan hierdie standaard voldoen as jy 'n visser van mense wil wees nie. Hy stel ook nie ouderdomsgrense nie. Hy sê nie, dit moet die ouderdomsgroep, nee, glad nie. Hy stel ook nie belang in jou besittings of in jou sosiale welstand. Hy stel nie daarin belang. Hoor gou mooi. Kom ek noem vir jou vinnig, my tyd is amper by. Daar's vereistes. 5 D's wat van my gaan maak dat ek 'n sielewenner vir die Here Jesus kan wees. Dis al net daai 5. Ek het dit vir jou verkort. Waaraan jy moet voldoen as jy vanmôre 'n sielewenner wil wees. En hier kom die eerste vereiste. Hier kom hy. Jy moet 'n duidelike getuienis van redding hê. Jy moet 'n duidelike getuienis van redding hê. Hoe kan jy ooit iemand anders vertel van Jesus as jy nog nooit Jesus self ontmoet het as jou persoonlike verlosser en saligmaker nie? Jy moet nie net kennis hê nie. Jy moet nie net weet hy daarom aan 'n kruis staan. Nee, hoor gou mooi. Ons het nie meer met dom mense te doen nie. Mense sal gou agterkom dis reg. Of dis nie reg nie. 'n duidelike getuienis dat jy 'n persoonlike ontmoeting met Jesus het. Slegs in die mate wat ek hom ken. Slegs in daardie mate kan ek hom aan mense voorstel. As my kennis van hom min is, kan ek maar min van hom praat. As my hart min vol is van hom en nie oorloop nie, hoor gou mooi, sal ek nooit met oortuiging en met daardie persoon kan praat. En hy of sy dit sal glo nie. Ek kan nooit praat oor die reddende genade van God wat aan my verskyn het, as hierdie reddende genade van God nie vir myself eers 'n werklikheid geword het nie. As Jesus hieroor praat, sê hy daar in Matteus 15 vers 14 hierdie woorde. Hy sê, hoe kan een blinde ander blinde lei? Dis ongelukkig die tendens in ons kerke vandag, vriende. Die kansels het 'n beroep geword. Ons is nie meer geroep vir die werk nie. 'n Beroep, hy staan hier, blindes wil blindes lei. Dan sê Jesus in Matteus 15, altyd val binne in 'n gat. Die kerk se roeping is om mense te help, om by Jesus uit te kom. Dit was nog altyd Jesus se mikpunt, die wêreld. Gaan lees Johannes 9, daarvan vers 25.
Jesus het 'n blinde man se oë aangeraak en toe kom die kerk. Luister hierso, die oorpriesters, die skrifgeleerdes en die fariseërs, die kerk kom en vra vir hierdie man wat blind was. Hoe is dit dat jy kan sien? En gaan lees die verskoning. Jy's mos die man wat blind gebore was. En toe daar 'n redenasie ontstaan, toe sê hierdie jong man net hierdie woorde. Hy was blind. Hy was blind, hy kon nie sien nie. En hy sê toe vir hulle, wat julle ook al sê, of dit nou my ouers is wat sonde gedoen het, en of ek nou blind gebore was as gevolg van dit, een ding weet ek. Kan jy dit vanmôre sê? Hy vanmôre vir my sê, Johan, een ding weet ek. Een ding weet ek. Dis hoe my lewe was. Dis hoe my lewe was. Hoor gemooi? Jy moet 'n duidelike getuienis van weergeboorte hê. 'n Duidelike getuienis. Ek moet jag. My tweede D is, jy moet 'n definitiewe ondervinding van reiniging en van die vervulling met die Heilige Gees hê. 'n Duidelike getuienis van redding en dan 'n duidelike getuienis van ek is gereinig deur die bloed van Jesus en ek is vervul met die Heilige Gees. Om vervul te word, gaan dit vooraf met reiniging. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en dan sal julle my getuies wees. Kan ek hierdie vers agteruit lees? Om 'n getuie van Jesus Christus te wees, moet ek vervul wees met sy Heilige Gees. 'n Sielewenner is iemand wat vervul is met die Heilige Gees. Die Heilige Gees gee vir jou hierdie vrymoedigheid om met daardie persoon te praat. Ek verstom my baie keer as ek by 'n dokter kom en ek sien daai paneeltjie wat hy daar het, daai tafeltjie en al sy instrumente daar, of wanneer jy in 'n teater kom, dan sê hy dit ook oplet, daar, al die instrumente wat hulle daar gebruik. Ek het eendag hier in Gariep ingestap, ek het iemand gaan besoek, toe sien ek maar, as ek by hierdie deur ingaan, dis waar hulle alles steriliseer, en met my teruggetrokke geaardheid sê ek, wys gou vir my wat hier aangaan, ek wil graag weet. En toe kom daar 'n trolley in met alles wat uit die teater uitkom en vertel my, al hierdie instrumente was nou in die teater gebruik op mense. Maar dit moet gesteriliseer word. Dit moet skoon gemaak word. Dit moet gereinig word. Kan jy vir my vertel hoe gebeur dit? Nee, ons het hier 'n masjien, meneer, ons pak al hierdie dinge hier in. En dan as dit hier uitkom, dan word dit weer verpak, dan gaan dit weer terug teater. Hoekom doen julle dit? Dis lewensgevaarlik. As hierdie instrument wat nou hier gebruik word, sê nou maar dit is die messie wat hier gebruik word, en dit word op daardie persoon ook gebruik. Dis lewensgevaarlik, ons dra kieme oor, hoor gou mooi. Hoeveel te meer as dit kom by jou en my om 'n sielewenner vir Jesus te wees. Skoon te wees. Rein te wees. Gewas te wees. Deur die bloed van Jesus. Ek lees in Jesaja 52 vers 11, reinig julle, draers van die heilige voorwerpe. Hoor gou mooi, as jy nou infeksie wil hê in iemand se lewens, in aanhalingstekens, en jy praat met hom of haar oor die Here Jesus, en jy weet in jou eie lewe, is nie op standaard met die Here nie. Wat 'n ramp. Wat 'n ramp. Wat 'n ramp. Reinig julle hande. Paulus skryf vir 'n jong man, Timoteus, in 2 Timoteus 2 vers 21, as iemand hom hiervan deeglik reinig. As iemand hom hiervan nie reinig nie. Meneer sê vir my, ons pak al hierdie goed in hierdie masjien. Hy word in 'n sekere temperatuur gestel, om dit te steriliseer. As iemand hom, as ek daardie instrument in God se hand wil wees, moet ek sorg dat ek deeglik gereinig is. Sal hy 'n voorwerp tot eer wees. Die eerste D, duidelike getuienis. Die tweede D, hy moet deeglik gereinig wees. Daar's die derde een vir u. 'n Sielewenner moet 'n dringende las en liefde vir siele hê. Dis ons probleem. Ons het nie 'n las. Ons het nie 'n las vir siele nie.
In Lukas 16 lees ek van hierdie ryk man, hy het gesterwe. Jesus vertel hierdie verhaal, daar was 'n ryk man en Lazarus. Hy begin hierdie verhaal, hy sê daar was 'n ryk man, hy het vrolik en weelderige lewe. En daar was 'n man met die naam van Lazarus, en hy het dan daar by sy poort gelê, en dan hierdie woorde, en Lazarus het gesterwe en hy is weggedra deur die boesem van Abraham. Die ryk man het ook gesterwe, sê Jesus. En toe hy sy oë oopmaak, roep hy uit, ek ly smart in hierdie vlamme. Hoor gou mooi. Een ding wat ek van daai ryk man geleer het, hy het 'n las vir siele gehad. Het jy al gebid, soos hierdie ryk man gelees in Lukas 16? Hy sê, ek vra u, Vader Abraham. Ek smeek u, sê een vertaling, om Lazarus na my 5 broers te stuur, oor sy siele las, dat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Het jy al geween oor 'n siel? Het jy al geween oor 'n siel van 'n familielid? Het jy al gesê, Here, stuur net iemand oor my sussie se pad, oor my boetie se pad, oor my pa se pad. Vanmôre vir u sê, daar's mense wat hierdie gebed bid in die verdoemenis. Waar skiel hulle? Hierdie woorde om 'n siele las te hê, laat my so baie keer dink, en ek bid dit so baie op my knie, Lord, crucify. Give me a heart like that. Wat was Jesus hart? Hy kom hang tussen hemel en aarde. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hart vir mense. Of vanmôre vir hierdie gemeente sê, as jy nie 'n hart gaan hê vir mense nie, as jy nie 'n liefde vir mense gaan hê, soos Jesus hulle lief gehad het nie, gaan dit vir jou plig wees. Ag, kom ek handel dit af. Kom ek handel daarom net, dat ek net kan sê, ek het een keer met iemand gepraat oor Jesus. As jy hart het. Dan sê Paulus hierdie woorde, die liefde van Jesus dring my. Wee my, sê Paulus. As ek met hom of haar nie praat oor Jesus nie. Die heilsleer het 'n sekere offisier gehad. En hy het eendag aan sy studente, al die studente van die heilsleer, vir sy offisier het hy hierdie gesê, ek wens, ek kon elke werker van die heilsleer net vir 24 uur bo oor die vlamme van die hel hou. Net so. Hy sê, hulle sal geen verdere opleiding nodig hê nie. Vandag moet ons 7 jaar nog verder gaan, om net iets in teologie te hê. En jy kom daaruit sonder 'n las vir siele. Jy het alles geleer, behalwe om 'n las vir siele te hê. Hy sê hierdie woorde. Hy sê, kom ek vat net elke student. Mag God my die genade gee, ek hou net so 24 uur bo die vlamme van die hel. Hy sê, hulle sal geen opleiding nodig hê nie. As jy eers gesmaak het. Daar is die 4de V. 'n sielewenner moet 'n deeglike kennis van die woord van God hê. Hy moet 'n deeglike kennis. Hoeveel woorde ken jy? Hoeveel teksverse ken jy? Kan ek jou net gou uitdaag op hierdie ene? As ek hierdie muur vat, en die Bybel moet vanmôre by ons weggeneem word, en ek sê, kom gemeente, help my gou, kom ons skryf gou die Bybel net oor. Kom ons skryf net gou teksverse wat ons weet, ons gaan nooit weer 'n Bybel hê nie. Kom ons vat hierdie teksverse en ons skryf dit net op hierdie muur neer. Sal hierdie muur vol wees. Ek weet wat 'n teks heel eers sal staan Psalm 23, want almal ken Psalm 23 vers 1. Die Here is my herder. Hoeveel van die woord is in jou hart? Jy sien, wanneer ek met iemand sit en met hom praat, om hom te lei na Jesus met 'n kennis van die woord. Dis nie my oorreding, dis my kennis wat hom of haar na die Here Jesus toe gaan lei nie. Nee, wat sê God in sy woord? Kyk hoe wat sê God. Romeine 3:23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Kyk, dit sê die Bybel.
En die Bybel is die handboek, dis die hoogste gesag. Ek moet my lewe regkry volgens die woord. Sê vir my, hoeveel kennis het jy omtrent die woord? Ek moet 'n deeglike kennis van die woord hê. Het jy dit? Hoeveel kennis het jy? Dis skokkend as jy huisbesoek doen. Jy sien hoe min mense, hoeveel kennis hulle van God se woord het. Wat wil jy in die hemel gaan maak, meneer? Mevrou, jong meisie, jong man, as jy nie die woord ken nie. Die woord is niemand anders as Jesus, want jy bied Jesus vir hierdie persoon aan. Deeglike kennis. Dis 'n betroubare woord, sê Paulus vir Timoteus, 'n betroubare woord. En werk om ten volle aangeneem te word. Dat Christus Jesus na hierdie wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste, sê Paulus. Hy sê vir hierdie jong man, hoor hierdie vers, hy sê, lê jou daarop toe, 1 Timoteus 2 vers 15, lê jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel. As 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, maar wat die woord van God regsny. Ek sit in 'n predikante vergadering, en in hierdie vergadering word daar gepraat oor, wat moet nog ingebou word in die kursus, teologiese kursus, van hierdie teologiese studente. Dis 'n hele dag seminaar, en ek sit, en ek hoor dit, en ek hoor dat, en ek hoor dit. Later sit ek daar, en ek is so gefrustreerd, al die moeite gedoen om so ver te ry, want ek moes daar teenwoordig wees, en ek steek later my hand op, ek sê, meneer die voorsitter, ek wil net een vraag vra. Nou luister ons daar die ou predikante wat hulle sê, hier sit jong teologiese studente, en dan die hele groep, paar honderd. Sê, meneer die voorsitter, ek wil net een vraag vra vanmôre. Ek sê, ons het by mekaar gekom, die doel, ek sê, is dit reg, die doel is om hierdie student daar te kry, dat hy reg is vir die bediening, en om eendag huisbesoek te doen. Is dit die doel van die vergadering? Wat moet ons nog inbou? Ja, sê hy, dis die verstaan dit reg. Ek sê, meneer die voorsitter, kan ek vir ietsie vra? Ek sê, in al my jare is ek deur soveel teologie, deur soveel filosofie, deur soveel sosiologie, deur soveel sielkunde, ek sê, ek het soveel boeke, ek moes al daai goed gedoen het. Ek sê, in al die jare wat ek studeer het, was daar nooit in die klas een keer melding gemaak van die woord van God nie. Ek sê vir hom, was dit nie dat ek voor dit by Bybelskool was, by Glen waar ons geforseer was om ons in daai routine te kry om die woord van God eenmaal in Afrikaans deur te lees en dan weer die volgende jaar in Engels. En dan voordat jy toestemming kry vir jou daai jaar se eksamen, moet jy, daai tyd was 400 teksverse wat ons moes geken het, wat jy voor 'n dosent moes opgesê het, Afrikaans of Engels. Ek sê, as dit nie vir daai tyd in my lewe was voordat ek verder kom studeer het, wil ek vir jou sê, ek sou as die grootste liberalis uitgestap het. As ek dink aan al hierdie liberale teologie, ek moes die werke van Biskop Tutu doen, ek moes sy lewe bestudeer, hy het die onvergeeflike sonde gedoen, ek sê, ek moes sy werke doen, ek sê, weet jy meneer, wat ek nie verstaan nie, as ons 'n student wil uitstuur vir die kansel, dan moet hy daarom die woord van God ken. Ek sê, ek het nog nooit 'n filosofieboek saam met my geneem nie, ek het nog nooit 'n teologieboek saam met my geneem nie, ek het nog nooit 'n sielkundeboek, maar ek vat die woord van God. Ek ken nie my wapen nie. Mag ek 'n voorstel maak dat hierdie studente sal begin leer God se woord, teksvers uit God se woord. As sien nie 'n predikant staan op, hy sê, meneer die voorsitter, kan ek 'n voorstel vra dat hy sit, dat ons kan voortgaan met die vergadering. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam vir die woord van God, maar wat die woord van God regsny. Dis hoekom die kerk in die toestand is wat hy is.
Ons weet nie wat is God se woord nie. Die kerk het op 'n grys area gekom. Ons weet nie meer wat is reg en wat is verkeerd nie. Kan ek vir u die laaste een sê? Die laaste D. 'n Sielewenner moet 'n daaglikse gebedslewe hê. Voordat ek met siele wil praat oor Jesus, gaan ek eers in my binnekamer en gaan praat ek met Jesus oor hulle met wie ek wil gaan praat. Voordat ek op huisbesoek gaan, dan draai ek terug en sê ek, Here, vanaand gaan ek op hierdie huisbesoeke, gaan met daai persoon praat, ek wil u kom herinner, dat u die deur sal oopmaak. Dan gaan ek, want ek het gebid. En ek gaan praat met daardie man en ek gaan praat met daardie vrou oor Jesus, omdat ek al daardie grond deur gebid het vir hom of haar. Ek sluit af, kyk wat sê hierdie persoon. Hy sê, in die Bybel is daar net een ding, behalwe die Here Jesus, wat kan ingaan in die allerheiligste. Naas die Here Jesus is daar net een, in aanhalingsding, naas wat kan ingaan in die allerheiligste. En dit is gebed. Dis wonderlik. Wanneer ek bid, dan vat ek my hand, dan sit ek dit so op die troon van God, Here. Ek wil U kom vra. Ek gaan nou met iemand praat, dis 'n marmerblok hier binne, Here. Ek is maar net 'n visser van mense, Here. Ek is maar net 'n visser van mense, ek wil net gehoor gee aan U opdrag. Kom agter my aan en maak, terwyl jy my volg, maak visser van my, Here, ek wil net 'n visser van mense wees. Ek sit my hand so op die troon, en ek bid, en God die Heilige Gees kom, en hy breek daai marmerblok. Is dit nie wonderlik nie? Sielewenner, moet 'n gebedslewe hê. Bid jy? Bid hierdie gemeente. Bid ons vir die redding van siele. Bid ons dat hierdie wit oeslande wat oorryp is, dat hulle sal inkom, hoor gemooi, hulle hoor in die Bybel sê, hulle sal nie ingestap kom nie. Psalm 126 sê, hy loop al die Heer, en hy saai die saad. Wil jy nie geloof, die gar vat vanmôre en sê, Here, hier lê 'n hoop van sekels. Ek gaan een sekel vat, ek gaan hom in hierdie week in 'n garf indruk. En ek gaan hom sny, Here. Ek gaan hom sny, hy moet gewen word, sy moet gewen word vir die koninkryk. Môre vir die sê, die Satan het genoeg verwoestingswerk gedoen. Hy het genoeg. Dit het tyd geword vir die kerk van die Here Jesus om op te staan en te sê, Here, in Jesus naam, gaan ek deur my lewe skade berokken. Ek gaan skade aan die koninkryk van die duiwel aandoen, Here. Van vandag af, as ek hieruit gaan ek met iemand praat. As die 5 D's. Duidelike getuienis. Dis die vereistes, al vereistes wat Jesus gestel het. Al vereistes. Daaglikse gebedslewe. O, deeglik gereinig is jy. Jy met 'n dringende las vir siele, Here. Deeglike kennis van God se woord. Dis maar, ja, dis wat Jesus. Wanneer ek aan daai vereistes voldoen, dan vind Jesus 'n instrument. Ek het sluit af met hierdie verhaal, ek het dit al vir jou vertel. Ek was jonk in die bediening. Toe help ek my mentor. Hy het al daai tyd het hy al met sonpaneel wou hy gebou het teen Dinsdagmiddag daar in die strand. En my hand kom tussen die paneel in en daar die sonpaneel wat so teen die bokkie staan en die wind waai daai middag so 'n bietjie in die strand en ek wou keer.
en my hand kom so tussen die bokkie en die sonpaneel in, die staalyster. En hy bars oop. Hier het ek gemerk, maar die seer is weg. Ek onthou dit altyd. En my distriksuperintendent neem my daar in die dokter toe, hy het sulke groot hande gehad. Hy druk dit so, hy sê, is dit seer? Ek sê, is nogal. Hy neem my daar na die dokter toe, hy sit 8 steke daarin. Maar terwyl ek daar sit, kyk ek die dokter, so ek sê, dokter, op jou tafeltjie wat hier is hier nou baie instrumente. Watter een van hierdie instrumente is vir jou die belangrikste instrument? Ek sien jy loop met 'n stetoskoop, is dit vir jou belangrik? Wat instrument op hierdie blad is vir jou die belangrikste? En hy druk sy vinger, hy wys vir my so 'n paar instrumente. Hy sê, sonder hierdie instrumente sal ek nooit my professie kan doen nie. En ek sit daar terwyl hy besig is om die steke in te sit in hierdie vinger, ek sê, Here, mag my lewe soos een van daai instrumente wees waar sonder U nie kan klaarkom nie. Jy kan hier sit en jy kan dit vir die Here sê. Ek wil daai man wees en ek wil daai vrou wees waar sonder U nie kan klaarkom nie. Is dit wonderlik? Here Jesus, baie, baie dankie. Dankie vanmôre vir U woord. Help ons om aan hierdie vereistes te voldoen. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vra dat die tafel van die Here in gereedheid sal bring, asseblief. Daar besig is, Elise, kom staan gou hier so by my. Vrydag is ons besig om die bulletin, om altyd die bulletin mooi te kry en reg te kry en deur te gaan. En verlede Vrydag vertel Elise vir my 'n verhaal. En terwyl hulle die tafel in gereedheid bring en hulle sitplek inneem, wil ek hê sy moet vir ons gou hierdie verhaal vertel, so van toepassing op vanmôre se boodskap en ook op die nagmaaltafel. Baie, baie dankie dat jy vir my sal vertel van die seentjie. Ja. Dit was elke oggend dan sit oupa daar buite met sy Bybel voor hom en dan roep hy sy kleinkind en hy vra vir hom kom sit hier langs my en dan lees hy die Bybel uit. Dit doen hy elke oggend en een oggend vra die seentjie vir sy oupa, oupa, hoekom lees ons die Bybel? Ek sien dan nou dat niks gebeur nie. En so eentjie verder sien oupa 'n vuil steenkoolsak en hy vra vir die seentjie, gaan vat vir my daai sak en dan gaan jy dam toe en dan maak jy vir my die sak vol water en dan bring jy vir my die sak water. En elke keer 'n seentjie by oupa kom, dan is die sak water leeg en sê oupa maar weer vir die seentjie, gaan gemaak maar weer vir my die sak vol want ek soek 'n sak vol water. Maar soos wat die seentjie van die dam na oupa toe kom, dan lek hy mos maar uit die steenkoolsak uit. En na vele kere so op en af raak seentjie moedeloos en hy sê vir oupa, oupa, die water bly nie in die sak nie. En oupa sê, dis reg, die water bly in die sakkie, maar kyk na die sak. Dus daai water wat hy so elke keer intap, toe was dit die sak skoon. En oupa sê vir die seentjie, dis hoekom lees ons die Bybel. Die woord van God het 'n wassende effek op jou en op my lewe. Hoe meer ek en jy tyd maak met die woord, hoe meer was die woord ons. Dis wonderlik. Baie dankie. Dit het my hart baie geseën toe jy dit my vertel. Ja, die bloed van Jesus, 1 Johannes 1 vers 7 sê, die bloed van Jesus reinig ons voortdurend. Voortdurend, hoe meer ons onder die stroom kom staan. Sagaria 13 vers 1 sê, daar is 'n geopende fontein. Hoe die soldaat daai dag geweet. Die skrif sê toe hy by Jesus kom en sien
dat hy alreeds dood is, het die Romeinse soldaat die spies gevat en deur die sy van Jesus gesteek. Die kruiseling se bene was gebreek, net dat die pyn te vererger, dat hy makliker en vinniger sou sterf. En die Bybel sê, maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy alreeds dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie, maar die Romeinse soldaat druk die spies, en hy maak 'n waarheid, 'n belofte, 'n profesie waar, wat sê, Sagaria 13 vers 1, daar is 'n geopende fontein, teen sonde en ongeregtigheid. En onder daai stroom kom staan, en hoe meer ek onder daai stroom kom staan, hoe meer was die stroom my, vir die woorde van hierdie oupa, die woord. Hoe meer ek die woord lees, hoe meer was, hoe skoner. 1 Johannes 3 vers 2, elkeen wat hierdie hoop op hom het, was hom voortdurend, reinig hom voortdurend, soos wat hy rein is. Here Jesus, ons kom nou hier by die tafel, en hierdie tafel is in gereedheid gebring vanmôre. En Here, U het al reeds gepraat, en ek het nie nodig om verder te praat nie. En ek wil nou kom bid terwyl ons hierdie simbole, die simbool van die broodjie wat U liggaam voorstel, wat vir ons gebreek is. Here, wanneer ons vanmôre hierdie broodjie in ons hand gaan hê en hierdie kelkie in ons hand gaan hê, wat ons daaraan herinner aan die bloed van Jesus, kom maak, Heilige Gees van God, kom maak U dit vir ons 'n werklikheid opnuut vanmôre. Verhoed dit, bewaar ons, dat ons dit nie uit gewoonte sal doen, Here, maar dat ons dit sal doen met nuwe betekenis. Dankie dat ek dit vir U kan vra. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Net voordat ons dit uitdeel, wil ek vir U sê, U is baie welkom om vanmôre deel te hê aan die nagmaalstafel. Dis nie die kerkraad van die Kerk van Nasareëner of een of ander kerkraad van 'n denominasie wat die nagmaal ingestel het nie. Die Here Jesus het die nag voordat hy verraai is, het hy die nagmaal ingestel. En wat 'n voorreg om jou te nooi vanmôre om te sê, kom neem deel. Die Bybel sê as jou hart jou nie veroordeel nie, God is ver meer as my hart. Hy kyk in my hart. Solank jy weet daar's niks wat hy staan tussen jou en die Here. En as daar iets is vanmôre, moenie dit net eet en drink nie. Vat daai kelkie, sê Here, kom was my skoon, kom was my rein. So, U is meer as welkom om deel te neem aan die nagmaalstafel. Dis belangrik dat jy moet weet, as niks tussen jou en die Here nie. Nommer 2, ons wag vir mekaar, so alles gaan uitgedeel word, en jy gaan wag tot ek vir die geleentheid gee, dan bedien ek die bedienaars, daar, dat ons, as ons almal het, dan gaan ons dit geniet, want Paulus sê in 1 Korintiërs 11, wag vir mekaar. Is nie wonderlik nie, daar gaan daar doodse stilte wees, waar U met die Here kan praat. Miskien het jy nodig om môre net te sê, Here, ek meld aan. Dis al miskien. Ek meld aan. Ek kan wel 'n visser van mense wees, net soos wat die Here met U gepraat het. Sal U? Baie dankie. Broken and weary, lost in my pain, shadows of sorrow calling my name, but through the silence, mercy was near. Jesus has taken all that I fear. By His wounds we are healed, love poured out, grace revealed, chains are broken, hope restored. By His stripes we're whole once more. Carried my burdens, bore all my shame, suffered in love yet never complained. Blood that was shed now covers my soul.
the sacrifice from death to life. He set me free. Now in His name, my victory. By His wounds, we are healed. Love poured out, grace revealed. Chains are broken, hope restored. By His stripes we're whole once more. Jesus, Savior, paid it all, it all. Your mercy lifts me when I fall. By Your wounds I stand redeemed, forever loved, forever free. Kan ek net gehoor het, elkeen van u een van hierdie simbole in die hand. En vir die dood se stilte gee. Weet jy wat is 'n ete met Jesus? Dis eintlik wat nou gebeur, waar jy met hom kan praat, waar jy kan stil wees, kan hoor hoe hy met jou praat, kan reageer op dit wat hy sê, gaan jy nou daai kans gee. Reg so. Dis welkom. Here Jesus, ons wil vanmôre net terugkom om te sê, ons wil hoor wat U vir ons kom sê het vanmôre. Here, hierdie gedagte bly vir my so groot, U kon engele gebruik. U kon van hulle gebruik gemaak het, U kon hulle uit die hemel uit gestuur het, om hierdie werk op aarde te doen, deurdat hulle vir mense kon vertel het van Jesus en van sy kruisdood, van die verlossingswerk. Wat weet engele van verlossing af? Wat weet die engele van om weergebore te wees? Wat weet engele daarvan om so verander te word en dan deur Jesus geroep te word deur te sê, kom agter my aan. En ek maak julle wat julle nie is nie. Ek maak van jou 'n visser van mense. Here, baie keer dan dink ek maar net aan daardie donkietjie van Matteus 21. Hy het maar net Jesus op sy rug gedra van punt A na punt B. Hy moes, sy taak was om Jesus Jerusalem in te bring. My al baie keer die vraag gevra, hoekom het U nie van 'n leeu gebruik gemaak nie? Want jy sien, as jy van 'n leeu gebruik gemaak het, het dit gegaan oor die maanhare, oor die vertoon. Maar in my geestesoog sien ek daardie donkietjie hoe laag buk hy en hy druk sy kop grondwaarts.
Want dit gaan oor Jesus. Hy is op my rug. Om net daar die draer van Jesus te wees, dit gaan oor hom. Hy die verlossing bewerkstellig. Hy wil mense red. Lukas 19 vers 10 uitgekom om te soek en te red. Ek sien hom in Psalm 126. Hy loop, hy soek diegene om te red, die wat verlore is. Here, help ons om medewerkers met U te wees. Heilige Gees van God, sal U asseblief die naprediker van U woord wees. Dankie dat ek dit vir U kan vra. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teere gemeenskap van sy dierbare Heilige Gees met U elkeen wees en bly.